nog een liedje zingen wat sê geloof wankel nie, vertrou die Here. Amen. Dit kom van die Here. Amen. Baie welkom aan elke gemeentelid, baie welkom aan elke spesiale gas wat vandag die eerste keer hier is. Ek voel amper jy moet vir my welkom sê, want ek was al 'n maand hier gewees. Verlede week het ons bietjie weg gewees, die week voor dit was ons by die mannekonferensie, maar dankie dat jy nog steeds ondersteun. Ons gaan vanoggend lekker sing, ek gaan vra vir om dit om ons te open met gebed, daarna gaan ek ons die koortjies lei. Kom ons sing lekker saam vandag. Amen. Dankie dat ons weer by mekaar kan wees en alle lof verkeer na U te bring. Terwyl ons so sing, hou my skuilend by U, dan besef ek hoe diep afhanklik ons van U is. Dankie dat ons hierdie diens en die diens van U kan opdra en vra dat U beheer sal neem daarvan. Help ons dat ons ore sal open vir die stem van die Heilige Gees. Help ons dat die boodskap op ons wegtafels geskryf staan. Help ons dat ons alle lof en eer na U toe bring. Alles wat ons af in die naam van Jesus. Amen. Amen. Halleluja. As die storm vel, as ons geanker is in die rots, is ons veilig. Geanker in Jesus. Geanker in Jesus. Amen.
nie saak hoe die storm daar buite woed nie. Here, ons kan by U skuil, want U is die groot en die goeie Herder, Here. En U lê U lewe af vir U skape, Here. Dankie. Halleluja, prys U naam.
wat see en wind en golwe laat bedwing. Halleluja, ek weet vandag, waar is die krag en die sterkte? Wees net stil en weet, hy is die Heer. Hy is die een wat genees. Hy is die een wat ons kan vertrou. Be still and know that I am God. Be still and know that
Amen. Baie dankie aan u. Sit lekker neer. Ons wil dankie vir die orkes wat vanoggend ons gespeel het en gesing het vir die Here dat ons teenwoordigheid was. Ek wil net vir u noem as u Vrydag aand nou nie was en dan u uitgewis hoor. As ons klere lyk of 'n bietjie styf sit, dis van al die sop wat ons geëet het. En as jy vanoggend hier ingestap het en gevoel maar hier so ietsie anders, dis omdat ons vir u gebid het. So reg deur die aand vir die gemeente gebid, vir allerlei sake gebid. So baie dankie vir almal wat deel gehad het. Dankie vir die broers wat saam met my was reg deur die aand. Ek dink een van ons het so halfuur, 3/4 geslaap, die ander van ons het baie minder geslaap. Ek dink 5 minute of 10 minute of 20 minute op die meeste. Maar die Here was hier gewees. Ons het lekker koffie gedrink, ons het lekker gefellowship, ons het lekker gebid. Ons het ernstig gebid. Amen. So ek gaan die kans gee vir 2 getuienisse, maar gaan ek en my gesin vir julle lied sing voor ek die woord bedien, so 2 brandende getuienisse van wat die Here vir u gedoen het. Die voorgeswies. Amen. So ek stel dit op. En so 7:15 kom ons staan man en hy staan op die reg en ek gaan op wakker ek kom en hy sê
maar ek weet dit is vir die skool. Hy laat weet af. Hy sê net hier voor ons hek op die pad. Ek sê ja. Ek sê altyd wat ek weet wie's wie. Hy sê eers ons kerk se mense en goed en met die ander een en goed. Ek sê mense seker, ek sê ja, wil ek seker goeders. En ek sê ja, Here, U genade is vir ons baie. Dit is reg. Dit is nie kan op die huis kom ek wonder waar sy hy bly lank weg. Hy sê my skat net na daai ongeluk toe sit 'n bus en 'n lorry ook by ons hek op die N1 en goeders. Hy sê dit dou eers die pad oop gaan maak dat die mense kan ry. Dis hoekom die Here ken ons harte. Ons gaan nie dienste bywoon, maar Sondagoggend is dit vir my al klaar. Herinner ek net om daai stukkie pad te vat. Ons het al hoeveel ongelukke, ek en dit al 'n Sondag. Dat die Here ons dit afsny en goeders. Dit is 'n pad om te bly daar en goeders. Ons moet ons altyd onder die bloed van die Here. Amen. Ons sê dankie vir die Here. Amen. Vir sy beskerming, vir genesing, vir dit wat hy vir ons doen. Amen. Francis, kom ons sing 'n liedjie saam. En daar is twee gespreek en dan krijg je daar. Geef je. Dus kom van Francis, hy het gisteravond laat by die huis gekom. Soos hy is moeg.
Amen, as die woord het, ons gaan oopmaak in Josua hoofstuk 9. Amen. Die woord is vir ons 'n rigtingaanwysing. As ek nie die Bybel kan vat en hom kan lees en dit leer my van sekere goeders nie, dan staan fout. As ek die Bybel net vat en ek lees hom net sonder om te lees, dan is dit fout. Want ek moet hom kan vat en hy vir my kan sê, as ek hier kom, moet ek regs draai om hier by die trappies af te gaan. En as ek dan loop en ek wil ergens heen gaan en dan moet ek hier links gaan om nie in hierdie gat te trap nie. So wanneer jy die woord lees, lees dit met erns. Ek dink dis al wat ek vir julle kan sê oor die woord lees. Lees dit met erns, laat vir iets beteken. Ja, ons kan die woord vat en soos 'n storieboek lees, daar sekerlik niks fout met nie, minstens lees ek die woord. Maar as ek 'n antwoord nodig het, as ek 'n uitkoms nodig het, as daar iets in my lewe is wat ek onseker is oor, vat die woord en lees die woord. En Josua is 'n baie interessante boek. Josua gaan oor die volk wat die beloofde land moet inneem. So daar is sekere goed in die land wat hulle moet uitkry sodat hulle daar kan bly. En as ons dit op ons lewe van toepassing kan maak, kan ons sê, die Here moet in my kom inwoon en daar is sekere goed wat hy moet uitkry. So as die Josua nou verder lees in ons Bybel leesprogram waardeur ons gaan, lees dit met erns. Lees dit en sê, Here, wat van hierdie kan ek nou op my lewe toepas om uit my lewe uit te kom? En ek gaan vanoggend gaan ek vir die hele hoofstuk lees. Ek hoop net maak te veel foute en daar's 'n paar snaakse name. En ons gaan die hoofstuk bietjie deurgaan en kyk presies wat hier gebeur het. Vers 1 van hoofstuk 9 sê, en toe al die konings wat wes van die Jordaan woon, op die gebergte en in die laafveld en aan die hele kus van die groot see, aan die kant van Libanon toe, die Hittiete en Amoriete en Kaniete en Fisiete en Hebusiete en Jebusiete dit hoor, het hulle mekaar gekom om soos een man teen Josua en Israel te veg. Maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Josua met Jericho en Ai gedoen het hulle ook met 'n lus gehandel. Hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en verslyte sakke op hulle esels geneem en verslyte wynsakke wat geskeur was weer toegewin. Ook verslyte en gelapte skoene aan hulle voete en verslyte klere aan hulle lyf. En al die brood wat hulle verpad was droog en verkrummel. So het hulle dan na Josua gegaan in die laar van Gilgal en aan hom en aan die manne van Israel gesê, ons kom van 'n ver land af. Sien dit vir jouself in die oë, hier kom mense met verslyte stukkende klere en hulle sê, ons kom van 'n ver land af. Sien naby nie, is ver weg. Sluit dan nou met ons 'n verbond. Maar die manne van Israel het aan die Hiwiete gesê, miskien woon julle onder ons, hoe kan ons dan 'n verbond met julle sluit? Toe sê hulle vir Josua, ons is u dienaars. Daar het Josua hulle gevra, wie is julle en waar kom julle vandaan? En hulle sê vir hom, u dienaars kom van 'n baie ver land af. Vanweë die naam van die Here. Want ons het die gerug van hom gehoor en alles wat hy in Egipte gedoen het. En alles wat dan die 2 konings van die Amoriete ook in die Jordaan gedoen het. En dan Sihon die koning van Hesbon en Og die koning van Basan wat in Ashdod was. Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en gesê, neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê aan hulle, ons is die dienaars, sluit dan nou 'n verbond met ons. Ons brood hier was warm met, ons brood hier warm met ons het as padkos uit ons huise geneem. Die dag toe ons uitgetrek het aan die Here toe gegaan het. Maar kyk, nou is dit droog en verkrummeld geword.
En die wynstok hier wat ons as nuus volgemaak het, maar kyk, hulle is geskeur, en ons klere hier en ons skoene, hulle is verslyt deur 'n baie lang reis. Toe neem die manne van hulle padkos, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En Josua het hulle vrede gemaak en met hulle verbond gesluit dat hulle sou laat lewe, en die owerstes van die vergadering het hulle met 'n eed beloof. Maar aan die einde van 3 dae nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in die nabyheid was en tussen hulle woon, en die kinders van Israel het naamlik weggetrek en op die 3de dag by hulle stede gekom, en hulle stede was Gibeon en Kerifan, Beeron en Kiriath Jearim. Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Here, die God van Israel, 'n hele vergadering toe die owerstes het gemurmureer. Daarop sê die owerstes aan die hele vergadering, ons het self vir hulle gesweer by die Here, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn van hom kom ter wille van die eed wat ons met hulle gesweer het nie. Verder sê die owerstes vir hulle, laat ons hulle lewe. En hulle het houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, so die owerstes aan hulle gesê het. Toe laat Josua roep en spreek met hulle en sê, waarom het julle ons bedrieg deur te sê, ons woon 'n baie ver land van julle af, terwyl hulle tussen ons woon. Nou dan vervloek is julle, en nooit sal julle ophou knegte, houtkappers sowel waterputters vir die huis van God te wees nie. Toe het Josua geantwoord en gesê, omdat aan u dienaars verseker meegedeel was dat die Here, u God, aan Moses sy knegt bevel gegee het om die hele land aan u te gee en al die inwoners van die land voor julle uit te vertel. Daarom was ons vir julle baie bevrees ter wille van ons lewe, en ons het hierdie ding gedoen. Maar hier is ons nou in die hand, doen soos u goed en reg is in die oor om met ons te handel. Hy het toe met hulle gedoen en hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, dat hulle nie gedood het nie. So het Josua dan op die dag houtkappers en waterputters van hulle gemaak vir die vergadering en vir die altaar van die Here tot vandag toe op die plek wat hy sou uitverkies. Tot sover in die woord. So mondvol net hierdie hele hoofstuk. Ek wil net hier vir die drama Fransis dink is hy wat te sing het. Eintlik die drama wat net raas. Jy hoor dit nou nie, maar hy sneer praat saam vandag. As ek 'n kernteks in hierdie gedeelte kan vat, sal ek sê is vers 14 wat sê, toe neem die manne van hulle padkos, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. Nou, wanneer ek en u besluit, ons gaan nou iets vir die Here doen, ons gaan nou 'n geloofstap vat, daar is miskien herlewing in die gemeente, ons gaan iets vir die Here doen, is daar een van twee goed wat die Satan doen, of hy loods 'n direkte aanval op die kinders van die Here, of hy kom met so slinkse manipulasie, misleiding, om die kinders van die Here af te kry van die spoor waarop hulle is. En ons lees dit in hierdie gedeelte, ons gaan nou 'n bietjie meer in diepte lees. En 'n tweede waarheid wat hierdie gedeelte uitkom is, hoekom is die kinders van Israel so maklik mislei deur hierdie volk? Wat dink jy, hoekom is hulle so maklik, die mense wat van Gibeon afgekom het, hoekom is hulle so maklik verlei? Want hulle is verlei, hulle is mislei, hulle is 'n rad voor die oog gedraai, hoe jy dit ook al wil noem. As twee redes hoekom. Wie wil vir my een gee wat hy dink? Dis staan in vers 14 al twee redes. Ok, die eerste rede, hulle het nie die Here geraadpleeg. Staan daar, staan, maar die mond van die Here het hulle nie geraad, so hulle het nie by die Here gehoor nie. Het op hulle eie ek, het hulle staat gemaak. En die tweede ding is, hulle het gereageer op dit wat hulle gesien het. Hulle het van hierdie droë ou krummels wat hulle sê, hierdie was vars brood gewees toe ons gery het. Hulle het van dit gevat en gesê, ja maar, ek kan sien dat hierdie is ou brood. Maar wanneer ons in die Nuwe Testament gaan lees, in 2 Korintiërs 5 vers 7 staan daar, want ons wandel deur
wat ons sien. Nee, Celine, ons wandel deur geloof. Nie deur dit, in my eie woorde nou. Nie deur dit wat ons aanskou nie deur dit wat ons sien nie. Ek en u moet geestelik in hierdie lewe ingaan. Ons kan nie net gaan en doen op dit wat ons sien nie. Anders gaan dit vir ons baie groot probleme veroorsaak. En wanneer ons uit die gedeelte toe gaan, vers 1 en 2, dan staan daar as al die konings aan hierdie kant van die Jordaan, dis toe hulle deur die Jordaan is, toe hulle klaar die mure van Jericho laat val het, toe hulle klaar vir Ai die tweede keer aangeval het, en die Here hulle gehelp het, al die konings wat daar was, het saamgekom. Dis die eerste manier wat die duiwel probeer om die kinders van die Here van hulle pad af te kry. Hulle het almal saamgekom, maar as jy verstaan hoe dit gewerk het, hier was almal koninkrykies op hulle eie. Hierdie ou het oor hierdie stad was sy koninkryk, hierdie ou sy stad was sy koninkryk gewees. En eintlik het hulle niks met mekaar gehou nie. Hulle het die hele tyd geveg onder mekaar, hulle het mekaar so goed gehad het. Nico, dan kom ek by jou stad en probeer jou aanval en jou mense steel. En dan los ek hom so 'n bietjie uit en dan oor 'n maand dan kom Judy van sy stad af en dan val hy my aan en probeer my lande en my goed steel. En so het gegaan daar onder hulle. Maar toe die kinders van die Here inkom, toe besluit hierdie manne nie, ons gaan nou saam staan en veg teen hulle, omdat ons nou ons plek wil beskerm nie. Nee, hulle het saamgestaan en gesê, hier is 'n volk wat 'n belofte van die Here gehoor het en gekry het. Hulle hoor van hierdie belofte en sê, ons gaan opstaan teen die Here en teen sy volk. En toe hulle saam was hulle eintlik 'n baie groot, sterk weermag geweest. Gaan lees in hoofstuk 10. Hulle het saamgekom en ja, lees self hoofstuk 10 is 'n interessante hoofstuk. Dit is een van die grootste wonderwerke wat daar ooit was. Maar ek gaan nie nou vir u spoil soos die Engelsman sê nie, u moet dit maar self gaan lees. Maar hulle kom saam en hulle sê, ons gaan 'n direkte aanval loods teen hierdie volk. Dit gebeur eers in hoofstuk 10, maar jy moet verstaan, dit is die agtergrond. Dis waar dit begin het. En omdat hulle saamgespan het, is die een van die ander konings wat 'n paar stede gehad het, die gehoor daaroor en daar kom. In vers 15, 16, 17, waar is daai plek waar hulle was? Vers 17. Hulle het by Gibeon en Kirifan, Beerot en Kirat Jearim, so daar was 'n paar stede gewees en wanneer ons gaan kyk na die stede, het was eintlik 'n groterige stad, het was groter as Jericho, het was groter as Ai gewees, het het groot mure gehad en het het 'n weermag gehad, wat eintlik 'n oorlog maak ook. Maar as ons hier kom en ons kyk hier in vers 3 en vers 4 is daar 'n baie interessante woord. Vers 4 sê, en hulle het ook met lus gehandel. Weet jy waar is dieselfde woord as wat hier in vers 4 is? Is in Genesis 3 vers 1. Wat sê, en die slang was lustiger as al die ander diere. Dit is dieselfde beskrywende naamwoord. Wat is dit byvoeglike naamwoord? Wat so woord is dit? Dis dieselfde beskrywing van hierdie aksie wat hulle doen. Ek is nie goed in Afrikaans Engels gewees nie. As wat die slang gedoen het, hulle Eva verlei het, hulle was lustig geweest. Hulle was agterbaks geweest. Hulle het die onpaadjies gevat, hulle het besluit, ons gaan nou nie hierdie volk aanval saam met die res nie. Ons gaan 'n ander plan maak. Ons gaan ou brood gaan soek daar ergens in die stad. Dalk het 'n kompetisie gaan sê, bring die oudste brood. En hulle het ou wynsakke gevat wat al geskeur was. Hulle het 'n boemie gekry, sy klere gesteel en dit aangetrek. Hulle het skoene aan hulle voete getrek wat gelap en stikkend en afgeloop was. En hulle het gesê, ons gaan 'n rad vir die kinders van die Here trek. Jy sien, want al die volk, en ons moet dit onthou, het die beloftes van die Here geweet. Ek weet nie of daar boodskappers was wat deurgekom het nie, maar ek kan onthou toe hulle weer vir Jericho gaan ondersoek, die 2 spioene, toe sê hulle, ons het gehoor wat gebeur het in Egipte, ons het gehoor wat gebeur het, toe die Here julle gehelp het, ons bewe, ons broekers wil nie staan nie. En die hele land het dit gehoor. Jy moet onthou, dis nie 'n land wat glad nie geweet wat nou kom nie. Hulle het geweet wat op pad is. Maar
Maar hierdie was 'n volk wat 100% daarop uit was om te gaan jong. Ja. En hulle was nogal goed daarin gewees hoor. Die hele volk het hulle mislei daardeur. En ons kom hier by vers 6. En hulle kom met hulle leuns en soos jy gesê het, sien dit in die geestes ook. Hier kom hierdie mense met donkies. Ek weet nie of hulle donkies 'n paar dae laat hardloop met daar weet daar sweet op die donkie gestaan het of wat ook al nie, maar hier kom 'n klomp mans wat versleete klere aan het. Hulle skoene, hulle loop dalk so 'n bietjie mank om te wys dat hulle 'n ver pad geloop het en hulle brood is net krummels, dis 'n bietjie mif tussenin. Hulle water nie meer water en vyn nie, want die sakke is stikkend en hulle kom hier by die volk en hulle sê, ons kom van 'n ver land af. Nou, as jy gaan ondersoek doen, dit was een van die provinsies van Turkye gewees. So hulle het geweet om oorlog te voer, hulle het geweet om allerlei goeders te doen, maar hulle kom daar en hulle kom draai 'n rad vir die oë van die kinders. Hulle kom mislei en hulle het vir gesê, of die advertensie wat uitgegaan het gesê, die gevaar van misleiding, hè. Hulle kom hier om die volk van die Here te mislei en sê vir hulle, ons kom van 'n ver land af en ons wil net julle dienaars wees. Dis eintlik ouens wat oorlog kon maak. Spioene, dis daai ouens wat jy gestuur het voor die tyd om die ouens te gaan bang maak en dan kom hulle terug en wanneer hulle bang is, dan gaan val hulle aan. Maar dis ouens wat gekom het met die verkeerde motiewe. En hulle kom met vleitaal. Hulle kom en hulle kom sê vir hulle, ons het gehoor. Ons het gehoor wat julle God gedoen het in Egipte. Hoe hy die plaag daardeur gestuur het, ons het gehoor by julle 40 jaar in die woestyn, dat loop en dalk as hy by ons was, sou ons skoene nie so deurgesluit en ons klere nie so verwaarloos gewees het nie. Hulle skeer hulle mooi hering op die mond, net sonder mure, jullie net gewone een. Sê nou, so Vrydag aand saam gebid en sy nie daai verstaan. Maar hulle smeer hulle heuning op die mond en hulle vertel hulle, ons het gehoor wat julle met die konings aan daai kant van die rivier gedoen het. Maar weet jy wat doen hulle nie? Hulle sê nie van ons het gehoor wat julle met Jerigo gedoen het. En ons het gehoor wat julle met Ai gedoen het nie, want dis te naby. Ons trap baie keer in dieselfde gat. Ons sê nee, as iemand kom en hy het baie mooi woorde en Nico, hy sê vir my, ek verstaan jy dien die Here. En ek verstaan jy wil 'n pad met die Here loop en is baie goed. En dan begin hy met besigheidspraatjies. Nee, mense sal nie die Bybel en die woord van die Here gebruik om my te belieg en te besteel nie. Dan leef jy in 'n baie snaakse wêreld hoor. Ja. Mense is baie lief om dit te doen. Hulle is baie lief om te kom en allerlei mooi praatjies te maak en agteraf mislei en verlei hulle ons. En dis nie net in die besigheidswêreld nie. Ons kinders op partytjies toe genooi word en ek glo nie van ons kinders doen dit nie. Maar ons weet jy gaan op kerk en ons weet jy probeer 'n regte lewe, maar het jy nou hierdie broodofruit geproe? Dis daarom 'n lekker broodofruit. Dan drink hom. En ons wil jou nie forceer om dit te drink nie. Kobus, ek gaan nie forceer nie. Weet jy Jim en ek weet jy, maar het jy al hierdie lekker koelankie geproe? Hy het net so 'n klein bietjie alkohol geproe. En hulle vat ons en hulle mislei ons en hulle verdraai dit tot ons vasgevang is daarin. Ja. Nee, pastoor, mense sal dit nooit doen nie. As mense dit nie doen nie, sal dit nie in die Bybel staan. Maar mense doen dit. Hulle kom en hulle verdraai. Hulle vat net so 'n draai so dat jy nie wit sien. Nie die mooi sien. Ja. Eintlik daar agteraf. Eintlik net om die draai. Weet jy, die plekke waar hulle was 40 km ver. So ver soos Matoks. En het vandaag geloop. 3 dae is so ver. Nou as jy 'n klomp mense is, jy verstaan is 3. As ons regtig wil kan 1 dag so ver. Maar is so 3 dagreise gewees. Ons sien dit later toe nou uitvind nadat hulle nou die ooreenkoms gemaak het. Toe sien hulle maar, hoorie, hulle bly net naby ons, die hele volk gaan, dis 3 dagreise. En op die 3de dag, soos 2,5 dagreise. Op die 3de dag toe, sien hulle maar,
Hier is ons nou in, hier is die hele volk. Maar dan kom die volk te verlei. Ek sê nie, julle voel so alleen daar op die basis, moet nie nou kom dat wees, die Here is daar saam met jou. As jy nie Vrydag aand kan saamkom, dan sy nog steeds daar saam met jou. So die sê, sy het gewag, het Pieter lekker geslaap, toe bid sy saam met ons. Is reg? Maar as jy leef by die huis is, dan sê ook daar. Ek ken ook bid. En hy saam met hulle op die pad, ons was so bly gewees, toe ons wat weet het, hoorie, ek moet net getuig, die Here het my kind bewaar op pad skool. Elke dag reis hy die pad om dit nie. Dan die mense vertel vir ons na getuienis, dis gevaarlik op hierdie pad, en dit is gevaarlik. As jy hoor die ongeluk gebeur het, toe ek een persoon denk, dat vinnig gery en die mis, reis hy onder aan die ander kant. Weet jy wel, kon dit met Lanheile gebeur het. Maar hierdie volk kom, en hulle kom verdraai die waarheid, hulle kom sê, nee, ons wil julle dienaars wees. Ons wil by julle inskakel, beskerm ons man. In vers 14, toen die volk verkeer. Want hulle het nie verhouding met die Here nie. Hoekom bid ek dit nie? Hoekom bou ons daai verhouding? Hoekom het ons Vrydag aand, die hele aand hier op die mat en hier in die kerk spandeer? Toe ons klaar opgeëet het, was daar 'n hele paar mense en ek het geen probleem met van die mense huis toe gegaan het nie. Maar ons wat hier uitgehou, hoekom het ons uitgehou? Hoekom het ons gebid? Hoekom bid jy by die huis? Is dit sommer net om te sê, ek het nou gebid en goed oor jouself te voel? Nee. As ons Jakobus gaan lees, dan staan daar, gebed bring vir ons wysheid van die Here af. Jakobus 5 vers 1, is reg onthou. 1 vers 5, ekskuus. Gebed bring vir ons die wysheid. Filippense 4, as ons daar gaan lees, 5, 6, 7, 8, gebed bring vir my en vir u vrede in my hart. Want as jy bid en jy voel, my ouens kom nie van ver af nie, dan staan fout. Maar dan moet jy bid oor die saak eers. Al wys hulle vir die brood wat verkrummeld is, en sê, ja, ek kan sien daar die brood is my spaar gekoop. Daar aan die kant. Jy jaag vir my. As ek nie ingebid is nie, as ek nie die verhouding met die Here het nie. As ons Lukas gaan lees, 11 vers 19, dan staan daar, soek en jy sal vind. Maar ek kan nie net vind as ek nie met die Here eers praat en hy vir my die antwoorde gee nie. Vra vir die Here en hy sal vir jou gee. Dis hoekom ek bid. Ek praat met die Here, ek kom in kontak met hom. So 'n bietjie verder in Lukas 22 staan daar, gebed bring vir ons versterking van my en u geloof. As ek bid, en dan die mense bid by die huis voor om dit op die werk te gaan, en sy sê, Here, beskerm my man vandag op die pad. En hy kom laat by die huis, want daar was 2 ongelukke en net daar op die een gewees. Dan versterk dit haar geloof dit te sê, ek het gebid en die Here het nie net hier geantwoord nie, hy het tot daar by die see geantwoord waar my kinders bly. Ja, amen. En dan bou dit ons geloof, maar as hy net gesit het en gesê, ek hoop tog, die Here wil daar by die kolline iets doen, en net gesit het en niks gedoen het nie, en iets het gebeur, so dan is die geloof nie versterk gewees. Jy sien, wanneer ek bid, dan kom ek in kontak met die Here, en ek word in 'n verhouding met die Here, en daar begin iets wat nie op ander tye gebeur nie, hoor. Dit wat in die Here se gedagtes is, kom in ons gebede in, en lei ons en versterk ons, en dra ons deur. En as die volk dit gedoen het, en hulle gesê, Josua gaan hoor by die Here. So die Here het hom gesê, hy manne, met die broodkrummels, en die stikkende wynsakke, en die klere wat lyk of het 50 jaar oud is, moet hulle nie glo. Moenie na die stories luister nie. Sien, as en ek wil nou raad gee vandag, as voor 'n besluit staan en iemand kom met allerlei mooi stories, sê dis reg, moet eers by die Here hoor. Ja. As daai persoon op wip vir u en sê, wat jy nou by die Here gaan hoor, dan probeer hy u mislei. Vertrou jy my nie? Ken jy my nie? Speel al 50 jaar saam in hierdie dorp.
Jy vertrou my nog steeds nie, en sê ek, nee, ek vertrou die Here. Ja. Mense wil sleg doen. Dit is 'n slegte natuur. Maar ek vertrou die Here, so gee my 'n kans, dat ek dit seker maak. En as die Here dan sê, yes, go for it. Maar as die Here sê, hulle wees bietjie versigtig. Om jou hand wees so bietjie versigtig. Dan is ons bietjie versigtig. Want dis wat die Here vir ons wil leer. En as ek regtig 'n verhouding met die Here het, gaan die Here al daar vir my sê, hoorie, it's just too good to be true. Nee, ons kom en dan doen ons iets, en dan daardie tyd, ja, dis regtig te goed om waar te wees. Hierdie 50% opbrengs wat ek op my geld kon kry, wat al die ouens vir my beloof het, en toe kry ek minus 50%. Ja, is te goed om waar te wees. Maar hoor by die Here, iets wat te goed is nie goed nie. En hier van vers 17 af, soos ek gesê het, die volk hoor nie by die Here nie, vir een. En vir twee, hulle kyk met hulle gewone oë. Hulle luister met die gewone mooi praatjies van die mense. Hulle sien dit wat al voorgaan, sonder om geloof te wandel. Sê hulle, ons sal 'n verbod met julle sluit. Ons sal julle van die ver land af nie aanval. Ons kom hier by vers 15, 16, 17. En soos ek gesê het, die ver land 40 km. En dan kom tot daar en die volk sê, ons gaan hierdie mense nou oorrompel, ons gaan hulle doodmaak. En die oudstes van die volk sê, nee. Wag bietjie. Nee, ons het met hulle belofte gemaak. Jy sien, want hierdie mense wat gekom het, en die kinders van die Here verlei het, die waarheid misvorm het op een ding staat gemaak. Hulle het gesê, hierdie volk dien 'n God wat beloftes maak. Het jy 'n belofte van die Here gekry? Hierdie half het gesê, hou net vas, ek is op pad. Hierdie half het gesê, moenie bekommerd wees nie, ek is daar in jou tye van nood. Hierdie half het gesê, as jy sukkel met omstandighede, ek is daar. Roep my aan, en ek gaan jou help. Lees Psalm 50 vers 15. Roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Staan ek in Jesaja 33 vers 33, ek kan nie onthou, ek dink is Jeremia. Hulle het op staat gemaak dat hierdie volk, as hulle belofte maak, dit nie gaan oortree nie, want hulle God oortree nie belofte nie. En dit gebeur presies net so. En die oudstes van die volk sê, ons kan nie. Hulle aanval en die volk is kwaad. Weet jy hoekom? Want hulle het 'n gedeelte van hulle erfdeel verloor. So wees baie versigtig met wie u sommer net 'n ooreenkoms sluit. Want die woord sê vir ons moenie met ongelowiges aan dieselfde juk trek. As ek reg is, 2 Korintiërs of 1 Korintiërs staan daar, moenie aan dieselfde juk as die ongelowige trek nie. Weet jy hoekom? Want dan verloor ek en u die prys waarvoor ons stry. Maar nou trek ek saam met mense wat nie in die Here glo nie, en hulle doen allerlei goeders wat verkeerd is, en ek kan dit nie doen nie, want ek is onder die geloftes van die Here. Jy sal nie jou naaste se vrou begeer nie, jy sal nie jou naaste se goed begeer nie, en nou gaan my vriende en hulle begeer en hulle steel, en ek kan dit nie saam doen nie. Want ek sê, my Here sê, ek mag dit nie doen. Ja, ek verstaan die 10 gebooie is vervul deur die Here. Maar ons mag nog steeds nie goed doen wat daar staan nie, hoor. Ons mag nog steeds nie ander afgodsbeeldjies hê en voor dit neerkniel en voor dit neerbuig nie. Ja. Ons mag nog steeds nie ons ma en ons pa minag nie. So as jy nog 'n kind is, moenie ma en pa minag nie. As jy nog 'n ouer het, moenie jy ouers minag nie. Of jy nou 50 is en jy ouer lewe nog, moenie ouer minag nie. Sodat jou dae verleng mag word. En hulle sê, kom ons maak hulle ouers wat bome afkap en water vir ons uit kry. Maar ons kan hulle nie aanval. En hulle bring hulle by Joshua en sê vir Joshua, en Joshua sê Joshua vir hulle, wat, hoekom belieg jy ons?
Bitch, hoekom belieg julle die Here? Nee, hy nie. Jy verstaan wat ek sê. Jy het daarom nie gewees ook, so sy het saam gewin. As jy vir die Here is, moenie verlieg nie. Bely dit. Maar hoekom belieg julle en hulle kom eintlik met, ek dink, 'n regverdige antwoord, mens gesproke. Hulle sê, ons het gehoor dat die hele Here wat julle dien, hierdie hele land aan julle beloof het. En ons het gehoor dat hy vir julle gesê het, dat julle die mense van die land moet uitroei. En ons het gevrees vir ons lewens. Die hoofstuk net voor hierdie, hoofstuk 8, is die volk tussen twee berge. Hulle bou vir die Here 'n altaar daar. Hulle skryf die gebooie van die Here op ongekapte klippe soos wat die Here beveel het. Hulle lees die hele wet en hulle skree dit uit tussen die berge. Die het tussen twee berge gestaan en hard gepraat het weer galm. En dis wat die volk gedoen het. Hulle skree die beloftes van die Here oor die land uit en dit weer galm daardeur. Dalk het hierdie mense dit ook gehoor. Maar hulle sê, ons het bevrees vir ons lewens gewees. Maar ons is nou in julle hande. Julle het ons uitgevang. Doen wat julle wil. En as dit van die gewone mense afgang, het sal daai stede ook verwoes het. Hulle sal daai stede oor rondpol het, man, vrou, kind doodgemaak het en die byt van hulle gevat het soos wat hulle gemaak het in die res van die land. Maar Joshua draai dit. Miskien het ek en u nie met opregtheid voor die Here altyd gekom nie. Miskien het u al gekom en gesê, Here, as u my deur hierdie toets help. Tristan, ek seker van hier ook, ek het ook gedoen op skool, moenie worry. As u my help dat ek hierdie toets deurkom, dan sal ek vir die res van my lewe elke dag as toeskryf leer en help die Here jou. Volgende keer dan bid jy dieselfde ding. Nie goed, jy het ook gedoen. Nee! Here, as jy my help om vandag hier by die werk net hierdie dag te kom, dan sal ek nie vanaand weer tot 2 uur toe op my telefoon besig wees nie. En help hier ons deur die dag, ons speel ons deur ons tyd tot 3, op ons het sien 2. Maar partykeer kom ek en u sonder suiwer motiewe voor die Here. En hierdie ons het eintlik maar voor die Here gekom met nie suiwer motiewe nie. En Joshua sê ja, die volk het nou gesê hulle gaan houtkappers en waterdraers wees en Here sal dit wees vir die volk. Maar hy las iets by en ons lees dit mis. Hy staan daar, julle sal houtkappers wees. Dis die laaste vers. Houtkappers en waterputters vir die vergadering en vir die altaar van die Here. Jy sien, hy het hulle vasgemaak dat hulle by die aangesig van die Here moet kom. Hy het hulle vasgemaak dat hulle in die teenwoordigheid van die Here moet inkom. Baie keer staan ons op en as ek nie lus om kerk toe te gaan. Of my man en my vrou staan op, of my kinders staan op en hulle praat ons om nie, maar dit is nou nie lekker by die kerk, is nou 'n uur wat ons daar moet gaan sit. Ek sal nie vandag, dus ons kan later as die uitsending kom, dan lê ons in die bed en luister, ons lê net nog so 'n bietjie in. As die kinders by jy kom en sê, ek wil nie vandag jeug toe gaan nie. En dis nie jeug nie, dis jeug. Maar ek wil nie na die jeug toe gaan nie. En nou moet ons die hemp gaan verf, dan vat u die kind jeug toe. Dat hy die teenwoordigheid van die Here kom. Ja. As die man vir jy sê, ek wil nou nie woensdag aand saam gaan gym nie, dan vat hy hom saam, dat hy die teenwoordigheid van die Here kom. Want baie keer is dit wat ons nodig het, om onder dwang by die Here uit te kom, dat ons by die Here kan bly. Jy sien wat toe Joshua vir die volk gesê het, julle sal houtkappers wees, en julle sal water dra, en julle sal dit na die tempel van die Here, of na die aangesig van die Here toe vat, het hulle daarby gebly. Toe die volk weggevoer word in ballingskap, en later na 70 jaar terugkom, toe kom daar 500 van hierdie mense se nageslag terug, wat hulle met 'n werk vir die Here doen.
Baie van die Jode het net weggebly. Maar hierdie mense, omdat hulle in die teenwoordigheid van die Here water ingedra en hout gebring het, en as hy teenwoordigheid ingekom het, en besef het, dit is die ware God, Eugene, toe bly dit by sy voete. Soos u sê, ag, ek is nou nie lus nie. En die man vat jy in die hand en sê, kom ons gaan kerk. Hoe sê ek gaan vandag met jy laat slaap, en die vrou van die deken, en sy rol hom so dat hy op die grond val op die koue teels, en opspring, sy sê, maar is jy recht kerk. Mag jy nie kwaad raak vir die man, of die vrou, of die ma, of die pa, raakbaar vir my, so hy. Maar kom by die aangesig van die Here, kom by die onderlinge byeenkomste saam. Moenie dat die duiwel kom met allerlei verdraaiings en mooi goedjies vir ons oë sit nie, George, ons moet by die Here uitkom. Wanneer daar tyd is, moet ek gaan, ek sê, ek gaan my beste vir die Here doen. Philip, ek gaan my beste vir die Here doen. Ek wil nie eendag daar wees waar ek gepaai word en ek laat slaap, of waar net nie kerk toe gaan nie. Ek sal eerder dat elkeen van die kinders in die kerk vir my kwaad is as hulle maand na maand forceer om kerk toe te gaan. En elke man en elke vrou van my ongelukkig is, omdat ek sê hulle moet kerk toe kom. Ek sal eerder dit aanvaar. En eendag wanneer die hemel skeer en die Here kom, aanvaar ons almal saam op. As wat ek vir jy sê, ag, om dit nie is raak om by die huis te bly. Om werk hard in die week. Sondag, vat 'n breek. Gaan Wiltheid. Jy mag Wiltheid toe gaan, ek sê nie mag Wiltheid toe. Jy mag 'n naweek afval. Maar ons moet getrouheid by die Here kweek onder ons. En soos ek sê, as die kinders vir my kwaad is baie. Eerder dit, as ons hulle paai en sê, ag, bly maar by die huis vandag. En wanneer die wolke skeer en die Here kom, is ons daar waar daar 'n geweer en 'n geknars van tande en vuur en swaal en allerlei slegte goeders is. As jy wil kwaad wees kwaad vir my, is alright. Ek gaan dan as mense vir my kwaad is. Maar kom ons doen wat die Here van ons verwag. Johan, kom ons doen wat die Here van ons verwag. Ons bly by sy voete. Ons kom op en ons al verleiding langs die pad kom sê, hoor, ek wil net gebeur, hoor. Ons hoor by die Here. En sy wil sê, man, nooit dat hou saam kerk toe. Nooit dat ons julle saam kerk. Amen. So kom ons val nie vir die verleiding en die verdraaiding, die slegte goed van die lewe nie, maar as jy vir dit geval het, moet jy bekommerd wees. Daar is nog tyd. As jy regtig so erg is, dat jy moet uitbelei, belei dit uit en gaan aan. Maar as jy net onder die een van dit op die oomblik staan, is oké. Die Here sal jy uithelp. Wees getrou in sy huis, wees getrou in die byeenkomste, wees getrou met waar hy jy verwag en wat jy moet doen, sodat ons kan seker maak, eendag is ons saam met hom daar. Amen. Mag die woord jy versterk en die seën. Gaan dink bietjie daaroor na, sê Here, is daar iets in my lewe wat ek al met 'n verdraaiing gevoel, of is daar iets in my lewe waar iemand my verdraai het en ek sit nou onder die juk? Ag, ek sal jou spoiler gee. As jy hoofstuk 10 gaan lees, dan kom die ander konings en is ongelukkig met die ouens wat nou die volk toe gegaan het. En hulle sê, ons gaan julle aanval, en die Gibeon, ouens van Gibeon kom en sê vir Joshua, julle moet ons nou kom help, julle het beloof. En die volk gaan, die Here maak 'n dag van 48 uur lang. 24 uur lang het die son en die maan en die sterre en alles stil gestaan, dat hulle daai konings kon verslaan het. Soos as 'n 24 plus 24 uur dag gewees. Nooit voor dit nie, nooit weer na dit nie. As gevolg van 'n verleiding, ja, maar as gevolg van die Here wat ek getrou is. Amen. Mag die woord nie seën. Ons gaan, ek kan